Vandag se les gaan ons nou nog weer 'n bietjie verder met omtrek en oppervlaktes van 2D-vorms. Nou ons het al gekyk na die omtrek en oppervlaktes van vierkante en reghoeke, ons het gekyk na die omtrek en oppervlaktes van driehoeke en ons het gekyk na die omtrek en oppervlakte van 'n sirkel. Nou vandag gaan ons verder met die omtrek en die oppervlakte van gedeeltes van 'n sirkel. Wat het ons nou weer gesê is omtrek? Dis reg. Dit is die afstand om 'n plat figuur. Nou het ons al mooi geleer om die omtrek van 'n sirkel uit te werk. As ons nou net kyk na 'n sirkeltjie, dan het ons mos nou ons sirkel en soos wat ons nou gesê het, die omtrek is die afstand om 'n plat figuur. As jy nou vir jou probeer indink dat jy hier op 'n sekere punt begin stap en jy stap nou al hier in die ronde rondom die sirkel, dan gaan jy die omtrek van die sirkel kry. Of ons kan ook sê die omtrek is as ons nou 'n stuk wol moet vat wat ons rondom hierdie sirkel kan span, dan is dit die omtrek, die stuk wol wat om hom gaan, gee vir ons die omtrek. Goed, so ons het nou reeds geleer dat ons praat van die omtrek as P is perimeter, dis die omtrek van 'n sirkel. As ons die omtrek van 'n sirkel bereken, het ons die formule gekry. Ons gebruik die formule 2 pi radius of ons gebruik die formule pi maal met middellyn. En onthou nou ons radius is mos nou as ons van die middelpunt van die sirkel af tot by die sirkel se rand gaan, kry ons radius, dis die straal of die radius van die sirkel. En die middellyn is nou natuurlik altyd 2 maal die radius, want die middellyn praat ons ook van die deursnee van die sirkel. So hierdie is my middellyn, as julle nou weer die terminologie van die sirkel onthou. Goed, so ons het gesien ons formule vir die omtrek van 'n sirkel is 2 pi radius of pi maal met middellyn. Nou wil ons gaan kyk na die omtrek van 'n halwe sirkel. As ons kyk nou na ons prentjie van ons halwe sirkel, dan kan ek ook nou weet dat my halwe sirkel het ook mos nou 'n radius en die hele hierdie stukkie is my middellyn. Nou as jy dink in terme van die omtrek van die sirkel, het ons mos nou gesê, dink daaraan dat jy by 'n punt begin stap en jy stap om die figuur. Met ander woorde, as ek hier begin stap, dan stap ek rondom hierdie boonste deel van die sirkel en dan stap ek hiervandaan af weer tot by my punt. So as ek nou gaan kyk na die omtrek van 'n halwe sirkel, dan kan ek sien my omtrek word nou gegee uit hierdie bogiedeel, die helfte van die omtrek van 'n sirkel plus my middellyn, die reguit deeltjie. Met ander woorde, dit is die helfte van my omtrek. Omtrek het ons gesien is 2 pi maal met radius plus my middellyn. Met ander woorde, as ek hierdie nou gaan vereenvoudig, dan kry ek dit is pi maal met my radius, want die helfte maal met die 2 gee vir my 1, plus my middellyn. So dit is met ander woorde die omtrek van my halwe sirkel. So kom ons kyk na voorbeelde.
Okay, so kom ons kyk na hierdie voorbeeld wat hulle vir ons gee. As ons nou byvoorbeeld kyk na hierdie halwe sirkel, hulle gee vir ons die halwe sirkel het 'n radius van 5 cm. Dit beteken hierdie deel is mos nou my middellyn. Hierdie deeltjie is ook mos nou 'n radius van 5 cm, so ek kan sê my middellyn is 5 plus 5 cm is 10 cm. Nou goed, ek gaan my formule gebruik vir my omtrek vir 'n halwe sirkel. Nou onthou, ons het gesê ons gebruik ook die simbool P. Met ander woorde, ons kan daarom sê die omtrek van 'n halwe sirkel en my formule is pi radius plus my middellyn. Dan kan ek nou sê pi radius plus my middellyn, dit gee vir my pi maal met 5 plus my middellyn wat 10 cm is. Met ander woorde, ek kry 'n antwoord van 25,71 cm. Kom ons kyk na die tweede voorbeeld wat vir ons gegee word. Hulle gee vir ons hierdie halwe sirkel met 'n middellyn van 20 cm. Dit beteken my radius gaan gelyk wees aan 10 cm. Nou as ons net gou weer kyk na ons formule van die omtrek van 'n halwe sirkel, het ons gesien ons omtrek van 'n halwe sirkel is ons halwe sirkel se bogie plus my middellyn. Met ander woorde, ons het ook nou gesê die ander formule vir 'n omtrek van 'n sirkel is pi maal met middellyn. So as ons nou met die helfte van die omtrek werk, is dit die helfte van pi maal middellyn plus my middellyn. So in hierdie geval kan ons nou hierdie formule gebruik om die omtrek van die halwe sirkel uit te werk, is die helfte van pi maal met my middellyn wat 20 cm is, plus my middellyn wat 20 cm is, en as ek die som so uitwerk, dan kry ek 51,42 cm. En onthou, as hulle niks vir jou sê nie, dan rond jy altyd af tot 2 desimale plekke. Goed, of die ander manier wat jy nou kon gebruik het, is om jou formule met die radius te gebruik, wat vir my sê, my omtrek van my halwe sirkel is pi radius, pi maal met my radius plus my middellyn. Met ander woorde, pi maal met radius is die pi, my radius is 10, plus my middellyn is 20, en dit gee ook vir my 'n antwoord van 51,42 cm. Nou net so kan ons kyk na die omtrek van 'n kwart sirkel. Goed, ons het gesê, onthou ons omtrek is ons begin loop op 'n plek, en ons loop rondom die vaste figuur, so as ons hier begin, en ons loop hierdie kant toe, en ons loop dan hier regs, en ons loop dan hier, tot ons weer by ons beginpunt uitkom. Dan kan ons nou sien, hierdie is ons radius, en dan gaan ons kan sê, maar ons omtrek van hierdie kwart sirkel, kan julle sien is my eerste radius, my afradius, plus my regsradius, plus die kwart van die omtrek van my oorspronklike sirkel. Met ander woorde, as ons die formule skryf, is dit my radius plus my radius
plus 'n kwart maal met pi maal met my middellyn. Dit gee vir my 2 radius plus 'n kwart pi maal met my middellyn. Of die ander formuletjie wat ons kan gebruik, is as ons praat van ons omtrek van ons kwartsirkel, dan kan ons sê dit is 2 radius plus 'n kwart maal met 2 pi radius, want 2 pi radius is die ander formule vir my omtrek van 'n volledige sirkel. So, as ek nou het 'n kwart maal met 2, dan kry ek, dit gee met ander woorde vir my 2 radius plus 'n helfte van my pi radius. Dit is dan my omtrek van 'n kwartsirkel. As ons nou byvoorbeeld hierdie kwartsirkel kyk en ons sien, maar hierdie sirkel het 'n radius van 5 cm en 'n radius van 5 cm, dan kan ek sê die omtrek van hierdie kwartsirkel gaan gelyk wees aan my 2 maal my radius plus die helfte van my pi maal met my radius. Met ander woorde, ek kry 2 maal 5 plus die helfte van pi maal met 5, en dit gee vir my 'n antwoord van 17,85 cm. En kom ons kyk na die omtrek van 'n driekwartsirkel. Onthou, ons het nou laas gesê as ons met die omtrek is as ons rondom die figuur moet stap. So as ons by 'n spesifieke puntjie begin, dan kan ons nou sê kom ons begin hier by hierdie punt en ons stap nou al in die ronde, dan gaan ons hierso omstap. Dan kom stap ons hierdie deel en dan kom stap ons daai deel. So omtrek is wat dit my gaan vat om die figuur te kom. So as ek nou kyk na my omtrek van my driekwartsirkel, dan gaan ek kan sê my omtrek van my driekwartsirkel is 'n driekwart van my omtrek van my sirkel wat 2 pi radius is, en dan kan ek hier mos nou sien ek het weer 'n radius en 'n radius wat bykom. Met ander woorde plus radius, en dit gee vir my 'n driekwart maal 2 pi radius gee vir my 3 halwes maal met my pi radius plus 2 maal my radius. Goed. Die ander formuletjie wat ons ook mos nou kan hê, is as ons werk met ons omtrek van ons driekwart sirkeltjie, dan kan ek sê dit is 'n driekwart. Onthou die ander formule vir my omtrek is pi maal middellyn plus my radius, met ander woorde, my formule is 'n driekwart pi maal met middellyn plus 2 maal my radius. So kom ons doen hier ook nou sommer 'n voorbeeld. Ons werk met dieselfde voorbeeldjie. As ons sê ons radius is nou 5 cm, dan kan ek sê my omtrek van hierdie driekwart sirkeltjie gaan gelyk wees aan 'n 3/2 pi maal met my radius wat 5 cm is, plus 2 maal my radius wat 5 cm is, en die antwoord is dan 33,56 cm. Kom ons hersien net gou weer die formule van die oppervlak van 'n sirkel.
oppervlak van 'n sirkel. As ons nou net mooi kyk na die formule van dit, onthou, die oppervlakte is as ons kyk na ons sirkeltjie, het ons oppervlak van 'n sirkel, as ons mooi dink oor dit, het ons sirkel. So, as ek die oppervlakte van 'n tweedimensionele voorwerp bepaal, dan is dit die deel waar hy ingekleur word. So die oppervlakte van die sirkel is die ingekleurde deel. Dit is as ons die hele sirkel se binnekantjie mooi inkleer. Kom ons kyk net gou weer na die oppervlakteformule van 'n sirkel. Die oppervlakformule van 'n sirkel het ons gesê, ons area is pi radius kwadraat. Toe, as dit die oppervlakte van 'n volle sirkel is, wat dink jy gaan die oppervlak van 'n semisirkel wees? Die oppervlak van 'n halwe sirkel gaan met ander woorde nou net mooi die helfte wees van die oppervlakte van 'n volle sirkel. Met ander woorde, my formule gaan wees 'n half pi radius kwadraat. Nou kom ons kyk, as ons nou die oppervlakte van hierdie halwe sirkel wil uitwerk, dan gaan ons sien ons formuletjie is ons area is gelyk aan die helfte van pi radius kwadraat. Ons het gekry dat ons radius is 5 cm, so dis die helfte van pi maal met 5 se kwadraat, en dit gee vir my 'n antwoord van 39,27 vierkante sentimeter. En onthou nou wat baie belangrik is oor ons kwadraat is ons eenheid vierkante sentimeter. So oppervlakte se eenheid is mos altyd vierkante sentimeter. As ons kyk na ons tweede voorbeeldjie weer, en ons het nou hierso 'n middellyn van 20 cm, dan gaan dit beteken ons radius is 10 cm. So as ek die area van hierdie sirkel wil uitwerk, dan gaan ek kry my formule is die helfte pi radius kwadraat, en dit gee vir my 'n helfte van pi maal met 10 se kwadraat, en dit gee vir my 157,08 vierkante sentimeter. Nou, as jy nou mooi dink oor die oppervlakte van 'n kwartsirkel, dan gaan die formule vir die oppervlak van 'n kwartsirkel mos nou maar net wees 'n kwart maal met pi radius kwadraat. So, enige oppervlaktetjie wat jy gaan uitwerk van die volgende dele van 'n sirkel, as ons nou byvoorbeeld die oppervlak van 'n 3/4 sirkeltjie moet uitwerk, dan gaan ons mos nou kry die formule vir die oppervlak van 'n 3/4 sirkel gaan gelyk wees aan my area is 'n 3/4 pi radius kwadraat. Ek is seker jy sal met hierdie formuletjies regkom om 'n kwartsirkel en 'n 3/4 sirkel se oppervlakte uit te werk. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur jou huiswerksommetjies te voltooi. Ek hoop jy die lesie geniet jou huiswerk.